This is the air I breathe. Your holy presence living in me. Here, hoe wonderlik, onbeskryflik groot, hoog bo ons begrip, dat U heilige teenwoordigheid binne in ons is, binne in ons leef, binne in ons asemhaal. Kom, Here, kom vul elkeen van ons vandag weer, vol van U Gees, vol van U lewende asem binne in ons. Kom maak ons vandag opnuut weer bewus van U, wat binne in ons is, beskikbaar binne in ons, Here. Here, maak elke hart nou oop. Raak elke hart aan. Here, laat elke woord wat vandag gespreek gaan word, in elke hart sal val. Dankie, Here, vir die vrug wat daaruit sal kom. Amen. Jesus, julle is naby aan my. Ja. Goeiemôre almal. Ek was so 2 maande terug, was ek by 'n vrouekamp by De Skaap, net buitekant Napier, wat aangebied is deur Marieta Gilomee. En die oggend voor ons eerste sessie, die Saterdagoggend voor ons eerste sessie sou begin, toe bid ek, en toe vra ek vir die Here dat hy vir my vandag 'n nuwe openbaring van homself sal wys. 'n Nuwe kant van homself. 'n Nuwe sy wat ek nog nooit van tevore gesien het nie. En ek onthou my laaste woorde voor ek amen gesê het was, wys my vandag opnuut wie U is. En toe is ek uit my kamer. En 5 minute later toe begin ons eerste sessie van die dag. En Marieta sê toe, voordat sy gaan begin met hierdie sessie, wil sy hê ons moet na 'n lied luister. Hierdie lied het sy self die vorige aand vir die eerste keer gehoor. En toe sy dit hoor, toe weet sy, ons moet dit ook vandag hoor. En toe hierdie lied begin speel, toe stroom die trane letterlik uit my oë vir die hele tydsduur van die lied. Want ek het minder as 5 minute terug vir die Here gevra, hy moet vir my vandag wys wie hy is. En hier antwoord hy vir my met hierdie lied. Hierdie lied se naam is Die Groot Ek Is. En ek wil dit nou vir julle speel, maar ons gaan hierdie musiek nou baie hard speel. Want die impak van hierdie lied, die musiek en die woorde, moet jy hier in jou binneste voel. En julle kan net so bly sit, of opstaan as jy wil, jou oë toemaak of opmaak, net wat dit vir jou gemaklik is. Dan luister ons na die lied. Zanna, dankie, ek kan maar aansit hoor. Heilig, 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 is die Heere God, die Almachtige. Voor die tyd begin het, voor die eerste lig, was u reeds daar met 'n glans op u gesig. U het die sterre met uw vingers getel, die oceane se dieptes het uw woord bestel. Geen verstand kan begryp, geen oog kan sien, die rykdom van die God wat ons hier doen
die alfa, die begin van die pad. U is die omega, die einde van die skat. Die gister, vandag en die môre se hoop. U het ons siel met uw kostbare bloed gekoop. Die troon is gevestig op gerechtigheid. U heers oor die eeuwe en die ewigheid. Die hemel sing, die aarde bewe, voor die bron van alle lewe. U is die groot hek, die lig wat skyn in die duisternis. Heilige is uw naam, koning voor die son, die ewige rots, die lewende bron. Alle knieën buig, elke tong bely. Daar is niemand soos u nie. U is die grootheid is. U is die vuur wat ons harte verbrand. U is die lewe in 'n droë land. U is die rots wat nooit sal wankel of skuif. Die heilige gees wat ons vrees verdryf. U is die weg, die waarheid en die lewe. Aan u word al die lof en eer gegee. U is die grootheid, die lig wat skyn in die duisternis. Heilig is uw naam, koning bo die son, die ewige rots, die lewende bron. Alle knieën buig, elke tong bely. Daar is niemand soos u nie. U is die grootheid is. U was daar. U is hier. U sal kom. In die vuur. Heilig. Heilig is die Lam. Waardig is uw naam. Ek is die weg. Ek is die lewe. Ek is die redding. Die groot ek is. U is die groot ek is. U is die groot ek is. Jesus. U was. Yes. U sal altyd wees. Die groot ek is. U sal altyd wees. Die groot ek is. Sjoe. Loop het. Amos 4 vers 13. Hy is die een wat die berge vorm, die wind skep, en sy gedagtes aan mense bekend maak. Hy verander die oggendlig in donkerte. Hy loop op die bergtoppe van die aarde. Sy naam is die Here God, die Almagtige. Nou, tydens my voorbereiding van vanoggend, het ek vir die Here gevra dat hy vir my 'n baie spesiale woord vir vandag moet gee. En so het ek nou nogal lank gebid voor die Here my nou 'n woord gegee het. So lank dat ek later gedink het, maar miskien mis ek iets. Miskien verstaan ek die Here verkeerd. Miskien het die Here iets heeltemal anders vir vandag in gedagte. Miskien moet ek glad nie praat vandag nie. En ek het toe op 'n dag vir Theresa gesê, maar ek het nie vir haar gesê ek het nie 'n woord nie. Ek het net vir haar gesê, jong, hier's baie oulike, geesvervulde vroue wat oulik praat.
As jy dalk iemand anders skryf, moenie sleg voel nie, ek wil nie praat dan nie. Maar diep in my hart het ek gehoop, sy skiet hierdie gedagte van my af. En sy het. Maar so het ek nou maar nog nie 'n woord gekry nie, en ek bid elke dag, en ek vra vir die Here, gee nou vir my 'n lekker woord vir vandag. En dit kom nie deur nie. En so lees ek nou maar soos my gewoonte elke dag my Bybel. En later kom ek agter, maar die Here is nou besig om hier met my ietsie te praat. Ek weet nie as julle die hele Bybel lees, die partykeer as daar sekere vers wat my praat, dan is dit asof die versie so uit die bladsy uitspring en dan kom staan hy hier voor my. En dan lees ek hom net weer en ek dink oor hierdie vers, dit is so groot en so fantastiese vers. En so al die verse wat toe nou so die laaste paar dae nou so uitspring uit die woord uit, het almal nou so dieselfde ingemeen, dieselfde storielyn. Is almal so met 'n goue draadjie aan mekaar verbind. En ek besef toe die Here is nou hier met iets besig. Ek gaan nou vir julle, net so 'n paar versies lees, wat nou so uitgespring het na my, dan sal julle nou agterkom, wat is die storielyn hierso. Romeine 8 vers 38 en tot 39. Niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood of lewe, of engele, of duiwelse magte nie. Nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie. Ook nie boaardse magte. Ja, hoegenaamd niks daarbo, of onder in die dieptes, of elders in die skepping, sal ons ooit kan skei van die liefde van God in Christus Jesus ons Here vir ons het nie. En dan 1 Johannes 4 vers 16 en vers 19. Ons is absoluut oortuig daarvan dat God ons liefhet. God is die liefde self, en almal wat uit die liefde leef, leef in 'n hegte verhouding met God en God met hulle. Laat ons mekaar lief hê, omdat hy ons eerste lief gehad het. En Romeine 5 vers 5. Ons weet hoe lief God ons het. Hy het sy liefde mos in ons harte uitgestort, deur sy Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. So het ek begin besef, hier is 'n goue draad van liefde. Sy liefde uitgestort in my hart. Niks kan my ooit van sy liefde skei nie. En hy het my eerste lief gehad. Maar dan het ek ook, in die Ou Testament, het daar ook 'n paar verse na my toe uitgespring. En hulle lees so, in Genesis 2 vers 7 staan daar, die Here God het stof geneem uit die grond, en hy het van die stof 'n mens gemaak. Die Here God het asem in die mens se neus geblaas, en die mens het begin lewe. En Job 33 vers 4, die Gees van God het my gemaak, die asem van die Almagtige, gee vir my die lewe. Sy asem is binne in my. Nou in hierdie tyd wat ek nou so geloop en soek het na 'n woord vir vanoggend, het ek een oggend daar by Suidpunt Potpourri 'n lekker breakfast, beste plek om te gaan breakfast eet. Daar gaan eet en saam met my 11-jarige kleindogter. En tydens die ete het ek en sy nou 'n lekker gesprekkie gehad. En sy sê vir my, ouma, mamma het vir my gesê, as ek dalk eendag as ek groot is 'n tattoo wil hê, dan moet dit daarom iets van betekenis wees. Dit moet nie net 'n ou niks seggende prentjie of 'n woordjie wees nie. Dit moet iets wees wat betekenis het. En ek stem toe saam, ek sê, ja Kara, dit is definitief so. As jy dan nou eendag moet 'n tattoo kry, dan moet dit van betekenis en waarde wees vir jou. En sy sê, ja maar weet ouma, ek kan nou nie verstaan nie, my dansjuffrou. Sy het 'n woordjie op haar skouer getatoeëer, net een woordjie, breathe. En ek kan nou nie verstaan dat mense nou breathe, wat asemhaal is, op jou lyf sal tatoeëer nie.
dis nog iets wat 'n mens nou maar net doen. Jy hoef mos nie daaraan herinner te word deur aan mekaar as jy op hierdie sien, ek moet dan asem te haal nie. Jy doen dit mos nou maar net outomaties. Ag, en toe was dit nou vir my so lekker om nou aan haar die dieper betekenis van die woordjie brief te kon verduidelik op haar vlak, 11-jarige begrip. So toe sê ek vir Kara, het jy al dit ondervind dat wanneer jy moet 'n toets skryf of 'n eksamen skryf, jy weet, jy ken jou werk, jy het goed voorberei, en die oomblik as jy daar gaan sit en jy moet skryf, dan sit asof alles uit jou kop uit weg is, jy's 'n blank. Jy het alles nou vergeet wat jy geleer het, en dan begin jy nou angstig en paniekerig te voel. En sy sê dadelik, ja, maar ek het al definitief so gevoel. Ek sien nou dis dan. Dan gaan jy na Jesus en jy sê vir hom, jy het angs, jy is paniekerig, jy kan niks onthou nie, en dan sal hy jou kalm maak. En dan sal jy maar net daar by hom kan rustig sit en asemhaal. En hy sal al daardie werkies wat jy gedink het, jy het vergeet, weer terugsit in jou gedagtes, en dan sal jy rustig kan skryf. En ek moet so sien hoe gaan die lig in haar oogies aan, sy verstaan nou die dieper begrip van asemhaal, van breathe. Ag, so het ek nou maar deur die loop van die dag het ek nou gedink aan ons twee se gesprekkie, want dit is nou die eerste keer wat ek nou met haar so ou ietsie diepers kon deel. Sy is nou maar nog net 11 jaar oud, so ons speel nou maar net nog, maar nou kon ek al met haar 'n ou dieper gesprekkie hê, en ek hoop sy neem dit saam met haar in haar lewe vorentoe. Maar soos ek nou geloop en dink het aan my en Kara se gesprek, toe weet ek, maar dit is my woord. Dit is my woord vir vandag. Hoe intiem God met ons wil wees. Hy het sy gees binne in ons geplaas. Dit is hoe intiem hy met ons wil wees. In Handelinge 17 vers 25 lees ons, mense hande kan nie na God se behoeftes omsien nie, want hy het aan niks behoefte nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. In Jesegiel 37 vers 14, God sê toe vir my, profeteer vir hierdie bene en sê, droë bene, luister na die woord van die Here. So sê die oppermagtige Here, kyk, ek gaan na julle blaas en julle weer lewend maak. Ek sit vleis en spiere om julle en maak julle toe met vel. Ek sit asem in julle en julle sal lewend word. Dan sal julle besef dat ek die Here is. En dit is presies wat hy vandag vir elkeen van ons wil kom doen. Vir elkeen wat moeg is, wil hy weer kom volmaak met sy asem, met sy gees, en nuwe lewe in elkeen blaas. Nou ons het begin deur na lekker harde musiek te luister. Maar nou wil ek hê Zanna moet vir ons lekker sagte, rustige agtergrondmusiek aansit. Want ek wil hê julle moet vandag net die gees sommer net so lekker sag deur julle voel vloei. Ek sou eintlik verkies dat julle julle oë toemaak terwyl ek praat, maar die gevaar bestaan julle gaan dalk aan die slaap raak, so hou maar oop. Ja. So deel van die konferensie se tema is intimiteit. Intimiteit met God. Nou ek het nou iets gedink wat julle moet doen, maar ek het nou gesien gisteraand met Anita, wat gesê, draai na die een aan jou regterkant, dit werk nie so lekker uit nie. Want ek wil nou hê, julle moet nou weer na mekaar toe draai. 2-2. En dan wil ek hê, julle moet in mekaar se oë kyk. En ek wil hê, julle moet in mekaar se oë bly kyk, tot ek sê, julle kan nou maar ophou met kyk. So kan julle gou draai na mekaar. Okay, maar julle moet nou nie gesels terwyl julle mekaar se oë kyk nie. Want okay, kyk julle elkeen in mekaar se oë sonder om te praat, doodstil, kyk diep in mekaar se oë. Hoe voel dit? Ewe skielik voel jy nou so bietjie nader aan die persoon as wat jy net nou gevoel het.
Ewe skielik voel julle bietjie nader. Miskien voel dit vir jou bietjie ongemaklik. Miskien voel dit vir jou, sy's nou in jou persoonlike spasie. Miskien voel dit vir jou, sy's daarom nou te naby aan jou. Kyk in mekaar se oë. Nie vir my nie, kyk in mekaar se oë. Miskien voel dit vir jou te intiem. Maar dit is hoe intiem ons Vader met ons elkeen wil wees. Hy wil nog nader wees aan jou, as vir die persoon naaste aan jou nou aan jou is. Maar sonder dat jy ongemaklik daaroor sal voel. Want by hom is daar geen ongemak nie. By hom kan jy net rus. Vrede en kalmte. Dis wat ons by hom kry. Nooit ongemak nie. Jy kan nou maar weer terugdraai. Ek het in hulle almal se oogies gekyk. Ek gaan later vanaand in jou oë kyk. En nou wil ek julle nog 'n oefening laat doen. Want Anita het begin met die knie oefening. So nou gaan ek julle nog ietsie laat doen, maar dit is 'n maklike oefening. Vir hierdie oefening gaan julle net julle oë moet toemaak. Maar dit gaan 'n bietjie langer wees as die een wat julle nou gedoen het. So ek wil regtig waar julle met julle oë toe hou. Want ek wil hê julle moet ervaar hoe werk die Here met julle, hoe sag praat hy met elkeen van julle. Ek gaan ook so 'n bietjie sagter praat, sodat julle hom net lekker kan ervaar. OK, ons kan maar ons oë toemaak. Asem in. Gee jouself aan die Heilige Gees, om in alle fasette van jou lewe beheer oor te neem. Laat die Heilige Gees toe om jou vol te maak. Jy asem geestelik in, wanneer die Heilige Gees jou longe inkom, en met Jesus se bloed, die lewenssuurstof na elke sel van jou menswees toe vat, en jou deurdrenk met sy teenwoordigheid en krag. Asem uit. Sonde bring skeiding tussen jou en God. Dit besoedel ons verhouding met hom, maar deurdat ons sy Heilige Gees ingeasem het, word ons bewus van leuns, verkeerde gedagtes en slegte gewoontes. Ons asem nou al hierdie besoedelde leuns in ons lewens uit. Vra God om vergifnis, kry dit uit jou uit en stap die pad van oorwinning. Want jou sondes is vergewe. Dis klaar betaal. Jesus het oorwinning oor die dood behaal met sy kruisdood. Jy is vergewe. Dit alles wat donker is agter jou. Kyk vorentoe na die lig. Die Gees van God is in jou. Sy Gees is beskikbaar. Jy moet dit net gebruik. Haal asem. Wanneer ons sy Gees so in en uit asem, dan maak God ons geestelike oë oop, sodat ons nie meer net glo nie, maar sien, soos die lig in my kleindogter se oë aangegaan het, so sal dit in jou oë ook aangaan. Wanneer daardie lig in jou oë aangegaan het, gebeur daar nog iets dieper. Die lig asemhaal. Die Gees wat in jou woon, begin deur jou beweeg. Dit is die oomblik waar die Gees nie meer net in jou praat nie, maar deur jou praat. Dit is die asem van God. Dieselfde asem wat Adam lewend gemaak het, wat die droë bene van Esegiel laat opstaan het, en wat Jesus oor sy disippels geblaas het, waar hy gesê het, ontvang die Heilige Gees. Daardie asem was lewe. Toe God sy asem in Adam blaas, het hy sy eie gees in hom geplaas. Maar na die sondeval het daardie asem in die mens dood geword. Wedergeboorte is niks anders as die oomblik wanneer daardie asem weer
aan die brand gesteek word nie. Dis nie net vergifnis nie, dis opwekking. Jy word nie net 'n beter mens nie, jy word 'n lewende gees waaraan God asemhaal. Toe Jesus opgestaan het, het hy weer daardie asem uitgedeel. Dis waarom hy oor sy disippels geblaas het en gesê het, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, het hy oor hulle geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees. Jesus gee die Gees, en dan stuur hy sy disippels. Let mooi op wat gebeur wanneer jy die Gees ontvang. Jy word gestuur. Nie om gemak te gaan soek nie, maar om die waarheid te dra. Wanneer jy ervarings of openbarings van die Gees ontvang, beteken dit niks, totdat jy die lig wat jy ontvang het, in 'n donker wêreld laat skyn. En ek kan julle oë oopmaak. Nou, 'n pastoor, John Wasserman, het 'n paar jaar gelede vir my 'n lewensveranderende boodskap gebring. Hy is vroeg hierdie jaar as hy oorlede. Maar net voor hy oorlede is, het hy 'n boek uitgebring met die naam Christ Formed in Me. Hierdie boek het hy opgedra aan sy vrou, omdat sy in so 'n intieme verhouding met God geleef het. Hy skryf hierin dat hy het dikwels, of eintlik altyd, elke openbaring of aanraking wat hy van God gekry het hy met haar gedeel. En sy het dit altyd stil aangeluister en dit nooit bevraagteken nie. Maar wat sy wel bevraagteken het, was die uitkoms van die openbaring. Het dit van hom 'n beter eggenoot gemaak? Het dit van hom 'n beter pa gemaak vir sy kinders? Het dit van hom 'n beter pastoor vir sy gemeente gemaak? Of 'n beter mens vir die mense rondom hom? Indien nie, het sy gewonder, wat was dan nou eintlik die doel van hierdie openbaring? En dit is presies wat ons ook moet doen. Ons moet die wêreld verander, ons moet 'n verskil maak. Want die asem van God is nie bedoel om in jou te bly nie, maar om deur jou te beweeg. Die ritme van die Gees is, hy blaas in jou, wanneer jy wag, en hy blaas deur jou, wanneer jy gehoorsaam. In Job lees ons, God het my asem gegee as getuienis, dat ek sou spreek wat hy sê, en swyg wanneer hy swyg. En dit is die geheim van bediening. Jy praat net wanneer hy blaas. As jy self praat, is dit net wind. As hy deur jou blaas, is dit lewe. Daar is 'n heilige stilte tussen elke asemteug. Dis die plek waar jy wag, waar jy nie praat nie, maar waar jy hoor. Psalm 46 vers 11. Wees stil en weet, ek is God. Stilte is nie 'n leegte nie, dis die inasem van die Gees. As jy nooit stil raak nie, dan raak jy uitgeput. Job 32 vers 8. Dit is die Gees in die mens wat die mens insig gee, die asem wat van die Almagtige kom. Wanneer jy sy asem dra, herken jy sy stem, al fluister hy tussen 1000 ander stemme. Nou met die voorbereiding van hierdie konferensie, het ons besluit om vir julle elkeen 'n geskenk te gee. Nou, ons het toe eers gebid en vir die Here gevra, dat hy vir ons van geskenkidees moet voorsien. Hoorie, en hy het die oulikste idees vir ons gegee. Op die ouend van die dag het ons 'n klomp idees gehad, en die een is ouliker en beter as die ander een. En so toe moet ons nou maar weer bid. En ons vra vir die Here, hy moet vir ons nou wys wat is sy geskenk idee. En toe hou ons 'n stemming. En toe wen die Bybel. En natuurlik was ons baie bly dat hierdie geskenk idee van die Bybel nou gewen het.
Maar agterna die dag, toe die dag nou so aanloop, toe dink ek, was dit nou regtig maar die Here se wenidee? Was dit nou die regte manier om die Here se stem te hoor, deur 'n stemming te hou? Maar so het ek dit nou maar weer laat gaan. En die volgende oggend, toe ek nou my Bybel lees, toe begin ek nou in 'n nuwe boek te lees. Ek weet nie hoe julle Bybel lees nie, maar ek lees my Bybel, sê nou maar ek lees nou Romeine. Dan sal ek nou by Romeine 1 begin, en ek sal die hele boek van Romeine klaarmaak tot Romeine 16. So lees ek dan nou die woord in konteks, dan weet ek nou waaroor gaan Romeine. Paulus het hierdie brief geskryf aan die mense in Rome, en ek weet hoekom hy dit geskryf het, so dan verstaan ek wat ek nou lees. So het ek toe nou die vorige dag nou, sê nou maar Romeine klaargemaak, nou gaan ek na 'n ander boek toe gaan. Ek is altyd so 'n bietjie opgewonde wanneer ek nou weer 'n nuwe boek kan lees. Toe dink ek, maar wat gaan ek nou lees? En toe dink ek, maar ek is nou lus vandag vir Efesiërs of Kolossense, ek hou van daai 2 boeke. Terwyl ek nou so toe blaai na Efesiërs, toe kom die gedagte in my kop, lees Handelinge. En ek dink, nee, ek is nou nie vandag lus vir Handelinge nie, ek wil Efesiërs lees. Maar soos ek aanblaai, so kom hierdie gedagte net al hoe sterk het, lees Handelinge. En ek dink, laat ek nou maar blaai na Handelinge. En ek begin nou by Handelinge 1. En dit handelde daaroor dat die disippels moes toe nou nog 'n disipel kies, want Judas is nou nie meer daar nie, hy was nou vir Jesus verraai, dus hy nou dood, so hy moet iemand in Judas se plek nou kies. En toe bid hulle en vra vir die Here dat die Here vir hulle die regte persoon sal aanwys. En daar word toe 2 name aangewys. Die een was Josef, wat ook Barsabas genoem was, en die ander was Matthias. En toe bid hulle weer, en hulle vra vir die Here, maar hy moet nou net vir hulle sê, wat een van die 2 hy kies. En toe lees ek in Handelinge 1, vers 24, waar die disippels gebid het, hulle sê, Here, U ken elke hart. Wys ons watter een U gekies het. Hulle het toe geloot, en die loting het vir Matthias aangewys. En op hierdie manier kon die Here toe vir hulle met hulle praat en vir hulle wys wat een het hy gekies. En net so het hy daardie oggend met my gepraat. Ek het nie aan die antwoord in die Bybel gesoek om te weet wat of die stemming die regte manier was nie. Ek wou nie eers in Handelinge lees nie. Maar hy het ook met my gefluister, soos wat hy tussen 1000 ander stemme fluister, en dan hoor jy hom. So het hy tussen 1000 teksverse gefluister, en vir my hierdie vers gewys, en toe het ek absoluut tevrede daaroor. So dames, hierdie geskenk kom direk van die Here af. Ons kan vir my hande klap gee. Johannes 3 vers 8. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom of waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Nou as ons altyd moet weet waarheen ons gaan, dan kan die Gees ons mos nie lei nie. En geloof is juist dat jy beweeg sonder enige sekerheid, maar net met vertroue. Nou ek het so 'n paar jaar terug, het ek een aand in my bed gelê. En toe sê ek vir die Here, maar hy moet my nou gebruik, nes hy wil. Hy kan my lei en ek sal hom volg. Toe ek dit klaar gebid het, toe is ek bietjie bang. Want ek het geweet, dit is 'n gebed waarvan die Here hou. En hy gaan hierdie gebed verhoor. En ek weet hy gaan vir my laat dinge doen wat buite my gemaksone is. Ek het baie daarvoor hom gesê na hierdie gebed, stop, Here, dis nie my persoonlikheid om hierdie ding te kan doen nie. U verstaan nou heeltemal verkeerd, dit is nie wat ek bedoel het nie. Maar elke keer wanneer ek so gevoel het, ek is nie goed genoeg om dit wat hy van my vra te doen nie, het hy my aan hierdie skrif herinner, in Filippense 2 vers 13. Dis mos God wat die gewilligheid en die vermoë in julle bewerk, om te handel volgens wat hy graag wil hê.
So hy het daardie aand in my bed, dat hy die gewilligheid in my hart geplaas, en daarom sal hy die vermoë in my plaas, om te kan doen wat hy van my vra. Al dink ek kan nie, hy sal die vermoë in my plaas. Nou, ek het groot geword in 'n Christelike huis, met ouers wat ons toegevou het in liefde, groot gemaak het met genoeg vertroue en selfvertroue vir die lewe. Daar was nooit 'n tekort in ons huis nie, ek het wonderlike kinderdae gehad. Maar in daai tyd, toe ek nog groot geword het, toe ek nog 'n klein dogtertjie was, dis baie jare terug. En ek weet nie of het nou net in daai tyd was nie, of het dalk net in ons omgewing waar ek groot geword het nie, maar daai tyd het jy nie sommer in 'n geselskap oor die Here gepraat nie. Maar word nie sommer in die huis gesê, "Ai, weet jy, die Here was vir my vandag so goed." Jy praat nie eintlik so nie. Dit was amper asof die naam van Jesus of God te heilig is om te noem. Ja, dit is waar. As jy nou wil oor die Here praat, of hardop bid, ons nooit vir mekaar hardop gebid nie, nooit. Jy doen dit in jou binnekamer is. Vanaand as jy gaan stilte hou, dan lees en bid jy daar, nie in die openbaar nie. Dis amper net soos hardop bid is, was amper daai tyd net beskore vir die ouderling of vir die diaken of vir die dominee of vir die skoolhoofhuis tydens die maandagoggend saalperiode. Hulle mag hardop bid, nie ons nie. Nou, soos ek gesê het, na daai gebed, wat ek nou geweet het, die Here gaan nou nie op hom laat wag nie, om hierdie gebed te verhoor nie, het hy my nie teleurgestel nie, en hy het nie gewag op hom nie. Hy het letterlik die volgende oggend, toe deel hy my in ons kerk se intersessie gebedsgroep. Nou, dis 'n groep wat een keer in 'n week by mekaar kom, klompie vroue, en dan bid hulle hardop saam, vir sekere dinge. En hier is ek in die gebedsgroep. Ek het nog nooit voor mense hardop gebid nie. Dit was vir my 'n ding. So ek was 'n bietjie senuweeagtig om nou die eerste keer te gaan. Maar ek sal vir julle sê, na daardie eerste oggend, het ek nog nooit weer een Dinsdagoggend weggebly nie, behalwe as ons met vakansie gaan. Want daar het net dinge gebeur tydens daardie gebedssessie wat die Here aan my openbaar het, wat ek nie aan julle kan vertel nie. Ja, en dit wat ek nou doen was definitief nie op my wenslysie nie. Deur voor mense te staan en praat nie. Dit pas glad nie by my persoonlikheid nie. Dit het nie eers my wenslysie se onderste een gehaal nie, dit was glad nie op die lys nie. So, maar die Here het my nou nogal heel dikwels al so gebruik, en elke keer word ek meer gebless daardeur as iets anders. En ook, deesdae in 'n gesprek met enige iemand, is amper asof ek nie meer met iemand kan praat sonder om daarmee so ietsie oor die Here te sê nie. Nou, dis nou maar net van die dinge wat die Here aan my gewys en geopenbaar het, en nuwe dinge wat hy my laat doen het, in die openbare oog. Maar dit wat ek beleef in my eie stilte, nuwe dinge wat hy aan my oopgebreek het, soos byvoorbeeld, ek kon nog nooit voor daardie gebed regtig Bybel lees nie. Ek het maar altyd ook net my Bybel oopgemaak en gehoop ek kry vir my 'n lekker versie wat nou by my gemoed pas vir die dag en wat my kan dra deur hierdie dag. En as ek my Bybel dan toegemaak het, dan het ek eintlik al onmiddellik weer die versie vergeet wat ek nou net gelees het. My geen betekenis gehad nie. Maar na daardie gebed het die Here regtig waar net die sluiers van my oë gelig en ek kon helder sien en sy woord verstaan. En dit is absoluut nie die Heilige Gees wat dit vir 'n mens kan doen. Dis net hy wat vir jou die woord kan oopbreek en verstaan en dat verstaan. So ek weet nie hoe julle Bybel lees nie. Ek het nou net gesê dat hoe ek nou my Bybel lees en hoe daardie versies uit sy woord uitspring. Maar wanneer dit met jou gebeur en dan spring so 'n versietjie uit en jy dink net oor hierdie vers, dink en oordink en mediteer op hierdie vers. Jy kan sommer die hele dag loop en dink aan hierdie vers. Soos byvoorbeeld een van my
favorite verse is Efesiërs 3 vers 19. Dan sal julle Christus se liefde wat alle verstand te bowe gaan beleef. Mag julle heeltemal met die volheid van God vervul word. Nou hierdie vers gaan elke keer my verstand te bowe. Hoe hy met sy volheid binne in my woon. Nie met 'n stukkie van hom nie, 'n gedeelte van hom wanneer hy lus is vir my vir die dag nie. Hy leef met sy volheid binne in my. En dan sal ek heel dag loop en nadink oor hierdie vers. En dan sal ek my gedagtes die heel dag op hom gerig kan hou. En ek sal nie aan al hierdie ou negatiewe goed van die wêreld dink nie, want ek dink net heeldag aan hoe amazing groot is hierdie God van ons. En jy sal later begin nuwe gedagtegange kry. Want jy dink nie meer jy ou gedagtes nie, jy dink nou hierdie nuwe gedagtes. En as jy elke dag net so een versie op mediteer, en elke dag op daai een versie aan hom dink, dan gaan dit, wanneer daar slegte dae kom, en hulle kom. Ons almal is in dieselfde wêreld, en slegte dinge gebeur met ons almal. Maar wanneer daardie dae kom, dan sal hierdie versies wat jy, miskien het jy die vers 6 maande terug, het jy een dag, heel dag op hom gemediteer, dan gaan hy weer terugkom in jou gedagtes, en jy gaan onthou, maar God leef met sy volheid hier binne in my. Ek het sy krag hier binne in my, ek kan deur hierdie slegte ding kom. En dit, nuwe gedagtes, jy is nie meer gefokus in die wêreld nie, jy is gefokus op hom, en jy het krag om hierdie swaar tyd van jou in blymoedigheid en in oorwinning te stap. So dis 'n manier hoe ek my Bybel lees, en hoe ek nuwe gedagtes kry, en hoe ek weet, ek kan maar net altyd onthou, hy is altyd in beheer. Nie Trump of enige ander wêreldleier is in beheer nie. Al hierdie ou dinge op die nuus wat ons tog so kan ontstel. God bly steeds in beheer. Hy is met sy volheid binne in my. En nou los jy ook sommer al daai bekommernisse van jou by hom. Want jy kan dit tog nou nie oplos nie. Daardie huwelik wat jy in jou oë dink, is verby. Gee dit vir hom. Daai finansies van jou, wat jy tog ook nog nie kan uitgewerk kry nie. Gee dit vir hom. Daai rebelse tiener, wat al hoe meer rebels word, gee dit vir hom. Of daardie depressie van jou, of jou vriendin, of jou man, gee dit vir hom. Hy is in beheer. En weet jy wat is nog 'n fantastiese ding van die woord? Die woord gee vir jou wysheid, wat jy by geen universiteit kan kry nie. Dis gratis en verniet in daai woord van jou. Daar's wysheid te vind. Hoor wat sê Dawid hieroor. Hy sê in Psalm 119, u woord gee my meer insig as my vyande. Dawid sê nie dat dit sy krag of intelligensie is, wat hom oorwinning oor sy vyande laat behaal het nie, maar die insig en die wysheid, wat hy uit die woord uitgekry het. So wanneer 'n mens jou lewe vul met God se woord, dan begin jy anders sien. Jy onderskei tussen waarheid en verdraaide waarheid. Jy herken misleiding vinniger. Jy leef met 'n helderheid wat ander nie kan verklaar nie. Wat ander deur pynlike foute moet leer, leer die woord jou vooraf. As jy oorwinning in die lewe wil hê, ontwikkel 'n diep honger na sy woord. Die vul van die Heilige Gees is ook nie 'n eenmalige gebeurtenis nie, maar dis 'n voortdurende daaglikse proses. So vra God elke dag om jou te vul met sy Gees. Hoe doen ons dit? Ons doen dit deur gebed. Ons doen dit wanneer ons sy woord lees. Ons doen dit wanneer ons saam met medegelowiges verkeer. Tydens worship, doen dinge wat jou vul met sy Gees.
Vra hom. En ook wanneer jy deur moeilike tye gaan, sien dit as 'n geleentheid om uit te reik na hom. Ek het ook so 'n paar jaar terug het ek chemoterapie gekry. Dit was seker een van die moeilikste, donkerste tye in my lewe. Maar ek het hierdie tyd gebruik om uit te reik na hom. En ek sal nou nog, is amper 10 jaar later, sal ek terug verlang na daai dae. Nie na daardie slegvoel, newe-effekte dae wat ek gehad het nie, maar na daardie intimiteit wat ek met hom gehad het. Want 'n mens kan dit maklik verloor wanneer dit met jou goed gaan. So sien jou swaar kry as 'n geleentheid om nog nader aan hom te kom. Gebruik dit. En dan medegelowiges. Nou nadat ek daardie gebed gebid het, daai aand in my bed, het die Here my die laaste tyd regtig waar vir my fantastiese nuwe vriendinne gegee. Vriendinne wat my regtig waar altyd net oplig. In Spreuke 27 vers 17 lees ons, yster slyp yster, en so vorm vriende mekaar. Omring jou dus met medegelowiges. Wanneer ek na hulle kyk, en ek sien, hulle gaan ook deur 'n swaar tyd, maar ek sien hoe hulle hierdie swaar tyd van hulle hanteer, in vertroue, dan versterk dit ook vir my. En hulle sal ook dadelik, as hulle sien ek kry 'n bietjie swaar, vir my sê, oei, kan ek gou vir jou bid nie? Ag, en dan voel ek sommer weer so sterk. Ek het nou gewonder of ek nou die volgende stukkie moet vertel, maar ek gaan nou maar. Ek het so 'n paar sondae terug, het ek hier in die band, het ek op keyboard 'n hele paar verkeerde note gedruk. Dit het nie goed geklink nie. En ek het myself agterna vreeslik gestraf in my kop daaroor. Ek het myself gesê, man Desiree, weet jy regtig, jy het nou laas in die skool, het jy klavier gespeel. Nou wil jy weer kom keyboard speel in die kerk, los het nou maar. Jy gaan nou nie regkom nie, los het. Jy kan nie. En so het ek nie eers kon luister daarna wat die pastoor gepreek het nie, want ek het nou net gedink aan hierdie ding wat my oorgekom het. En die hele Sondag daarna was nie 'n lekker dag nie. En die Maandag toe ek in die werk kom, toe besluit ek maar, ek gaan nou maar ietsie skilder. En toe ek daar voor my skoon canvas doek staan, toe sê, kom die gedagtes nou maar net hier in my kop, en weet jy wat? Jy dink jy kan skilder, jy kan eintlik glad nie. En toe los ek dit op. En toe gaan sit ek net maar voor my rekenaar, want nou gaan ek maar 'n stukkie skryf. En toe sê ek vir myself, maar weet jy wat, jy geniet dit om te skryf, maar eintlik kan jy glad nie skryf nie. En so het dit nou maar die hele dag aangegaan, dat ek nou myself nou so gestraf en gekruisig het hier in my kop. En die volgende oggend, toe is dit nou Dinsdag, intersessie. Ek was nou nie van plan om vir hulle iets daaroor te sê nie. Ek het net, ek weet nie hoe die gesprek op uitgekom het nie, maar toe sê ek, ag, julle weet mos daai fiasco Sondag in die kerk. En hulle kyk my so, fiasco, waarvan praat jy? Ek sê, ag man, julle weet mos nou daai klomp valsnote wat ek gedruk het. Hulle sê vir my, hulle het niks gehoor nie. En Wilna, wat 'n graad in musiek het, en altyd heel voor in die kerk sit, en die een vals nootjie gaan verby haar oor nie, sy hoor elke verkeerde nootjie. Sy kyk my so aan en sy sê, my vriendin, waarvan praat jy? Jy het dit miskien gehoor, ons het niks gehoor nie. En hulle het dadelik 'n kringetjie daar rondom my gemaak, en vir my gebid, en julle daarna, het ek soos die beste keyboard player in die wêreld gevoel. Ek is dit nie, maar ek het so gevoel. Hulle het weer vir my laat glo in wie ek is in Christus, en nie wie ek dink ek is nie. En weet julle, as ek nou dit nou vir mense vertel het wat nou nie so gelowig was soos hulle nie, dan het daai vriendinne heel moontlik vir my gesê, ja, weet jy Desiree, dit was nogal so half 'n verleentheid.
dit het nie goed geklink nie. Miskien moet jy maar weer herbesin of jy in die band moet wees. So ja, op 'n ligter noot, omring julle maar met hulle. En dan het Paulus ook vir ons herinner, in Romeine, veral Romeine 8, dat ons moet sterf aan onsself. En dit beteken, dat ons ou sondige natuur moet neerlê, sodat ons meer soos Jesus kan word en soos hy kan lyk. Nou, om dit te kan doen, moet 'n mens regtig vir die Here vra om vir jou bewus te maak van dit wat nog in jou lewe aan die gang is, wat nie van hom af is nie, en wat verhoed dat jy soos hy lyk. Man, dis klein goedjies wat ek elke dag doen, wat ek nie besef, want dit verhoed my om nou soos Jesus te lyk. Dink nou aan die volgende, of jy nou dink, Jesus sou die volgende gedoen het, want dis alles dinge wat ek daagliks doen. Dink jy Jesus sou geskinder het? Sou hy vir Johannes gesê het, Johannes, het jy gesien Petrus het alweer dieselfde baadjie aan as gister? Dit lyk nie goed nie. Of dink jy Jesus was baie keer afgunstig of jaloers op van sy disippels? Of het hy dalk 'n wit leentjie vertel om homself net so 'n bietjie beter te laat lyk? Of dink jy Jesus se gedagtes het baie keer gedwaal, terwyl een van sy disippels vir hom 'n storie vertel het oor hulle eie lewe? Dink jy Jesus sou gedink het, ag, kan hy nou net klaar praat? Of dink jy Jesus sou gekla het, ja, hierdie wind het struisbaai waai alweer vandag. Ek kan nie meer met hierdie wind deel nie. Sou Jesus dit gesê het? Of dink jy Jesus het homself vergelyk in sy kop met iemand anders? Of dink jy Jesus sou miskien meer gedink het van 'n persoon wat netjies aangetrek is, teenoor 'n persoon wat nie so netjies aangetrek is nie, teenoor die man op straat? Sou hy meer van hierdie netjiese, welgestelde man gedink het, as teenoor die man op straat? So vra vir hom om vir jou bewus te maak, elke keer as sulke gedagtetjies in jou kop kom, want dit kom in my kop, om dit neer te lê, te sterf van jouself, en meer soos hy te word. Johannes 12 vers 2 lees ons, as 'n graankorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy net op sy eie bestaan. Maar as hy sterf, lewer hy 'n groot opbrengs. So laat die Gees toe om deur jou te werk. Miskien moet ons ook maar daardie tattoo dat op ons, iewers op ons lyf skry, breathe, en om ons daaraan te herinner, ons regtig waar, hierdie Gees wat binne in ons is, moet gebruik, ons moet asemhaal. Want weet julle wat, as jy dit nie doen nie, dan is jy eintlik soos 'n long, wat vol asem ingetrek is, maar dit word nooit uitgeblaas nie. En daardie long, wat vol asem is, vol suurstof, daardie suurstof word later giftige gas, wat jy kan doodmaak, as ons dit nie uitblaas nie. So dit is wat ons met die Heilige Gees moet doen. Hy moet werk deur ons. Ons moet hom inasem, en ons moet hom uitasem. Daar's 3 dinge, nie 3 dinge wat jy moet doen, om 'n intieme verhouding met die Here te hê. Die eerste een is 'n begeerte. Want die waarheid is, jy is eintlik maar net so naby aan die Here, as wat jy begeer om te wees. 'n Jong mamma het nou 'n dag vir my gesê, sy begeer ook om 'n intieme verhouding met die Here te hê, maar dit is op hierdie stadium vir haar glad nie moontlik nie. Want sy en haar man werk al 2 lang ure, hulle 2 klein kindertjies by die huis, en sy moet daarom nog so uur by die gym ook uitkom op 'n dag. So wanneer sy nou vanaand in haar bed neerval, dan is daar nie tyd vir Bybel lees nie, sy bid, en dan raak sy sommer so tydens gebed aan die slaap.
Maar ja, ek weet dat wanneer 'n mens regtig waar 'n intieme verhouding met hom begeer, dan sal jy jou prioriteite herrangskik. Al moet dit nou beteken jy moet 'n uur vroeër opstaan om tyd saam met hom te spandeer. En dan die tweede ding is dissipline. Om daai wat jy nou net gedink het, jy moet nou daarom 'n uur dan nou vroeër opstaan, dit is wat jy gaan doen, of wat jy ook al besluit jy gaan doen, die dissipline om dit toe te pas. En dan die derde ding is verblyding. Wees bly in die Here. Want Psalm 37 vers 4 sê, wees bly in die Here, en hy sal jou hartsbegeertes aan jou gee. En wanneer jy jou vreugde in die Here vind, gebeur daar iets wonderliks. Sy begeertes word jou hartsbegeertes. Daardie aand toe ek in my bed gelê het, en vir die Here hierdie gebed gebid het, dit was nie die aand toe ek my hart vir die Here gegee het nie. Ek het jare terug al my hart vir die Here gegee. Maar ek was al die jare soos 'n long vol asem. Ek het nooit daai asem uitgeblaas nie. Die Gees het nooit deur my gewerk nie. Ek het dit maar net vir myself gehou. Maar toe ek sy asem uitblaas, toe die Gees deur my begin werk, toe werk die Heilige Gees. En toe begin ek 'n lewe van oorwinning te leef. Toe kon goedheid en guns my volg. Want terwyl ek net vir myself geleef het, het ek net daar gebly waar ek is, op een plek. Maar die oomblik toe ek begin beweeg, toe beweeg goedheid en guns agter my. So, ons het hom toelaat. So wie is hierdie amazing Heilige Gees? Hierdie God wat binne in ons woon. Hierdie God wat sê ek is. Ek het 'n paar skrifgedeeltes wat ek vir julle wil lees. Net om vir ons weer te herinner wie hy is. Ek is soos wat ek is. Sê maar net vir hulle, ek is, het my na julle toe gestuur. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie ontsteld word nie, want ek is jou God. Ek is die weg en die waarheid. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Ek is die lig vir die mensdom. Ek is die goeie herder. Ek is die druiwestok, julle is die lote. Ek is die deur vir die skape. Ek is die Alfa en die Omega. Ek is altyd teenwoordig. Ek is vredevors. Ek is volledig. Ek is die een wat was, en wat is, en wat kom. Ek is die Here. Ek verander nie. En hierdie amazing God leef binne in my en jou. Soos hy, as hierdie groot ek is, hier binne in my leef. Wie is ek dan? Glo jy dat die volgende oor jou waar is? Sê dit vir jouself, maak so my oë toe terwyl ek lees. Ek is vrygespreek. Ek is gered van die straf van God. Ek is versoen met God. Ek is 'n erfgenaam van God. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek is deur hom aanvaar. Ek is ryklik geseën. Ek is een met God. Ek is God se geregtigheid. Ek is met hom bekleed. Ek is verseël met die Heilige Gees. Ek is sy meesterstuk. Ek is gemaak na sy beeld. Ek kan doen wat God sê ek kan doen. Ek het die guns van God in my lewe. Ek is sy dogter. Ek is sy bruid. Ek is 'n nuwe mens. So wanneer jy weer so diep in jou vriendin se oë kyk, of in jou man se oë kyk, dan glo jy ook hierdie dinge oor hom of oor haar. En belangrikste, wanneer jy vanmiddag, vanaand, môreoggend, jouself in die spieël kyk, dan kyk jy jouself diep in jou oë, en dan glo jy al hierdie dinge oor wie jy is in Christus, nie wie die wêreld en jyself vir jou sê jy is nie, maar wie jy is in Christus.
Ek gaan afsluit met 'n gebed wat ek sommer net so saamgestel het uit 'n hele paar psalms. Julle kan saam met my julle oë sluit, dan bid julle saam met my die gebed. Here ons God, hoe geweldig groot is U. U vergewe al ons sondes. U genees al ons siektes. U vul my lewe met goeie dinge. U vernuwe my jeug soos 'n arendsin. Dankie Here dat U barmhartig en genadig is. Dankie dat U geduldig is met my en vol is met onfeilbare liefde. Dankie Here dat U nie kwaad bly nie. U straf ons nie, soos ons sondes wat ons doen dit wel verdien nie. Want so ver as die ooste van die weste is, so ver verwyder U ons oortredings van ons. So ver soos die hemel van die aarde af is, so groot is U liefde vir ons, wat U bly dien. Soos 'n vader wat hom ontferm oor sy kinders, so ontferm U, Here, U oor ons. Here, U het alles met wysheid gemaak. Die aarde en alles daarop getuig hiervan. U stuur U lewensasem en lewe word geskep. Uit die grond laat U nuwe lewe spruit. Lewenslang sal ek die Here besing en God prys met my laaste asem. Mag my gedagtes hom verheug. Laat alles wat asem het die Here loof. Amen. Nou, ons het ander jare het ons was in groepies opgedeel na so 'n sessie, maar ons gaan dit nou nie hierdie jaar doen nie. Ons gaan ons sommer net lekker met mekaar aan tafel gesels oor dit wat julle nou gehoor het.